Dames en heren, middag. Ek moet vanmiddag met julle gesels oor risiko en risikobestuur. En ek dink dis een van die dinge wat as 'n ou nou op 'n agenda gaan staan en kyk en sê, maar wanneer moet 'n man daaroor sit te gesels, of ek sien die dames ook, wanneer moet 'n mens nou oor dit gaan sit te gesels, dan raak dit half moeilik hier op 'n namiddag as 'n ou lekker middagete gehad het. Ek dink dis belangrik dat ons gou 'n bietjie oor gesels en dat 'n ou net 'n paar hoofpunte vas lê. En as daar enige vrae is gedurende die gesprek of gedurende my aanbieding, stop my, jy weet, julle kan vra en ek sal graag dit beantwoord. My naam is Evan Oberholzer, ek's 'n direkteur by PricewaterhouseCoopers in hulle private maatskappy afdeling en ek het kliënte wat wissel van ouens wat besighede wil begin tot groot genoteerde groepe. En dis regtig 'n voorreg om vanmiddag hier met julle te wees om oor risiko en risikobestuur te gaan gesels. Kom ons kyk net gou so 'n bietjie in terme van die agenda. Ek dink ek het nou die introduction gedoen en verskoon as daar nou Engels en Afrikaans tussenin is. So dis 'n voorstelling geweest. Dan wil ek hê ons moet kyk na die verskil tussen wat is risiko en onsekerheid en ons 'n bietjie kyk na die definisie daarvan net vinnig. Ek wil nie te veel tegnies raak nie want dan raak dit afgesaag en dan dink ek gaan van julle ouens aan die slaap raak en dan is dit reg so as julle sou aan die slaap raak. Ek dink die volgende punt is net om te kyk wat gebeur in 'n nuwe besigheid as ons praat van risiko en onsekerheid. En dan het ek so 'n fun stukkie ingesit oor die Black Swan. Dat ons net so 'n bietjie kyk na dit wat ek daarby gaan bedoel. En dan dink ek moet ons kyk in die verskillende industrieë wat die navorsing vir ons wys, wat gebeur in terme van die sophistication van risikobestuur oor verskillende industrieë. En 'n ou moet jouself maar jou besigheid of wat jy beplan om te doen, plot jouself op daai grafiek en dan kyk jy waar jy sit en wat nodig gaan wees vir die besigheid. Dan dink ek daar's 'n raamwerk, daar's 2 raamwerke wat ou kan gebruik in jou besigheid om bietjie te kyk na risikobestuur en hoe om dit aan te spreek en dat dit van waarde is. En dan het ek so 3 praktiese voorbeelde wat ek dink wat ons ou net kan deurdraf om seker te maak, jy weet waaroor ons oor gepraat het, is vasgelê en dat dit ook prakties sinvol gaan wees, dat dit nie iets gaan wees wat jy sê, man, ja, die man het nou oor goed gepraat wat als uit 'n boek uitgekom het en dit vir ons absoluut niks beteken nie. So kom ons gaan kyk net so 'n bietjie, soos ek sê, ek dink daar's 3 temas, of 3 lyne wat hier deur hardloop. So 'n bietjie tegniese agtergrond in terme van die risiko en die onsekerheid in 'n nuwe besigheid in Black Swan. Dan gaan ons kyk na die sophistication van risikobestuur, die meer praktiese gedeelte en dan kom ons by die voorbeelde wat ek het. So dis die 3 temas dink ek wat deur die aanbieding sal hardloop. Nou daar's 'n definisie in terme van wat is risiko. Nou, as julle ouens nou gaan vra in terme van die bankwese, in terme van privaat equity, wat is risiko? Dan gaan hulle vir jou sê, jy weet, dit is 'n ding wat gebruik word om te bepaal op 'n wiskundige metode hoe resultate van mekaar afwyk. Nou, as jy gaan kyk na daai geskrewe gedeelte, daar risiko is often used interchangeably with uncertainty. Met ander woorde, in hierdie konteks praat ons van risiko as 'n metode waarvolgens jy kan bepaal hoe jou resultate gaan afwyk in die toekoms en wat in die verlede gebeur het. Ek dink op 'n praktiese vlak is dit belangrik om in ag te neem dat ons 10 in 'n nuwe besigheid eerder van onsekerheid gaan praat. Want dit gaan daaroor oor wat is my geskiedenis? Verstaan ek regtig in my besigheid wat aangaan? Verstaan ek regtig die nuwe besigheid wat gaan plaasvind en waar ek nodig moet wees om te kyk na, waar ek 'n oog oor dit moet hou. Nou gaan julle sien aan die onderkant daarvan die definisie, uncertainty, on the other hand, usually refers to possible events occurring for which no evidence is available on which to attribute probabilities. Met ander woorde, as ons gaan praat van 'n definisie, hier beteken dit, risiko is iets wat ek waarskynlikheid aan kan koppel en dan 'n som gaan maak en dit gaan uitwerk en sê, dis wat ek dink wat gaan gebeur, en daar's gesofistikeerde besighede, private equity, jou banke, daai ouens doen sulke somme en dan kom hulle terug en sê, maar dis soos ons die risiko gaan uitwerk. Ek dink vir ons doeleindes gaan dit belangrik wees om te sê, maar goed, as ek in 'n besigheid is en ek begin 'n besigheid, die onsekerheid wat in daai besigheid sit, hoe spreek ek dit aan? Hoe kyk ek daarna? Hoe maak ek seker dat ek regtig verstaan wat ek doen? En ek dink dis vir my die belangrike punt. Kom ons kyk gou 'n bietjie, as jy van finansiële risiko praat, en ek het dit daar in 'n bullet point neergesit, jy praat van basic risk, capital risk, country risk, default risk, delivery risk, economic risk, daar's 'n geweldige klomp risiko areas
wat onder finansiële risiko val. Maar ek wil nie te veel daaraan gaan nie, dis die tegniese gedeelte. As daar vrae daaroor is ek baie gemaklik om dit te kan beantwoord, maar vir elke risiko-area, dink ek, is daar 'n geleentheid. So as ons nou van 'n tegniese kant af gaan kyk en sê, maar as ons praat van country risk, wat bedoel jy daarby, of underwriting risk, wat bedoel jy daarby? Ek dink dis om te sê, maar goed, ons weet daar is so iets, maar daar's 'n geleentheid, en elke risiko is daar vir my geleentheid. Onlangse navorsing het vir ons gewys dat daar groot hoeveelheid besighede is, groot groepe genoteerde maatskappye waar hulle gaan hulle risiko en hulle geleenthede in dieselfde afdeling sit. En as 'n ou mooi daaroor gaan besin, dan maak dit nogal sin om te sê, maar die ouens wat die risiko moet dophou, gaan ook die ouens wees wat eintlik 'n oog gaan hê op wat se geleenthede daar is. Jy weet, wat is die volgende geleentheid? Wat is die volgende kans wat 'n ou kan vat om te sê, maar ek kan 'n paar rand hier maak, of dis 'n goeie besigheidsgeleentheid vir my. Dis huidiglik is dit nog nie, ou kry dat die besigheidsontwikkelingsafdeling van maatskappye en die risikoafdelings is verskillende maatskappye, maar soos ek sê, nuutse navorsing wys dat die ouens wat daaroor begin dink, maak seker dat hulle die besigheidsontwikkeling en jou risiko in dieselfde afdeling sit, en dan begin die ouens met mekaar gesels om seker te maak dat waar daar risiko is, sien hulle die geleenthede ook raak, en ek dink dis vir my die belangrike punt wat hier uitkom. Nou kom ons kyk net 'n bietjie vir 'n nuwe besigheid. Ek dink as julle sal onthou in die agenda het ek gepraat van risiko teenoor onsekerheid, en ons het daai definisie behandel, wat is onsekerheid en wat is risiko? Ek dink vir 'n nuwe besigheid is dit eerder onsekerheid teenoor risiko. Nou, as ons na daai definisie gekyk het, wat nou daar in Engels uiteengesit is, voel dit vir my as ek risiko sou gebruik, en ek praat oor risiko, dan is dit ietsie wat ek grense om kan sit, en in 'n half van 'n boksie kan sit, en ek kan hom wegpak as ons klaar daaroor gepraat het. En ons kom baie keer daaroor, of ons kry dit baie keer in maatskappye, dat hulle sal die risiko faktore bespreek in hulle finansiële state, dit sal op hulle raadsvergaderings bespreek word, maar op die einde van die dag is dit nog 'n dingetjie wat gedoen moet word, en dit word weggesit in 'n leer ergens, en ons gaan nie weer terug daarna toe nie. Maar wat ek dink wat belangrik is ons moet gaan kyk, as ons van onsekerheid praat, dan sit iets vir my wat, en as ek vir julle sou sê, kom ons begin 'n nuwe besigheid, ek dink ek wil goed invoer uit Europa uit, maar ek is onseker daaroor. Beteken dit ewe skielik vir 'n ou, en jy sit terug en sê, maar wag net so 'n bietjie. Wat jy nou vir my sê, beteken jy verstaan dit nie regtig nie. En die antwoord is ja, ek doen nie. Dis hoekom ek onseker is. Of ek wil 'n gebou gaan koop, want ek wil handel dryf uit daai gebou uit, en daar sekere verandering aan die gebou wat ek wil maak. Die punt is weer, is jy seker daaroor, of is daar onsekerheid? Met ander woorde, in my gedagte hierso, en dis die doel van hierdie aanbieding, in terme van vernuwe besigheid. Risiko is iets wat ek my hande om kan kry, en ek behoort dit lekker te kan verstaan. As ek van onsekerheid praat, is dit iets wat, ek is nie seker waar die grense is nie. Ek is nie seker wat dit beteken vir my nie. En dit is belangrik om seker te maak, dat ek dit so goed as moontlik verstaan, dat jy die nodige ondersoek doen, om seker te maak, jy verstaan alles van wat jy wil doen in die besigheid, juis omdat daar nie noodwendig data en inligting is, wat jy kan gebruik om 'n berekening te doen, soos wat jy dit sou doen vir risiko nie. So dis vir my die belangrike aspek van hierdie slide. Ek weet nie, is daar enige vrae op die stadium? Nou, hier is 'n interessante ding, ek weet nie hoeveel van u het al 'n Black Swan gesien nie. Kan julle dalk met julle hande wys, wie het al 'n Black Swan gesien? Daar so, mag die. Ek dink daar so 3. 3 het al gesê 'n Black Swan gesien. Ek weet nou nie of dit die waarheid is nie, maar as 'n ou teruggaan en jy gaan kyk na risikobestuur en jy gaan terug na die 16de eeu in Londen, dan was dit absoluut onmoontlik. Die ou gaan kyk na die literatuur en dan sê hulle vir jou, maar 'n Black Swan het net nie bestaan nie, dis onmoontlik. Daar was nie so iets gewees nie. En toe in 1697, toe die ouens in Australië kom, toe kom hulle agter, maar daar is so 'n ding, daar is 'n Black Swan. Nou, die gedagte met die prentjie van 'n Black Swan, en daar sê, waarop dit neerkom, is om te sê, as jy na risiko gaan kyk, of na die onsekerheid gaan kyk, besef net, daar's goed wat kan gebeur, wat jy nie eens geweet het moontlik gaan wees nie. En dit werk vir my beide kante toe doen. Dit werk vir my positief, en dit werk vir my negatief hierdie. Nou, as jy dalk verder hieroor wil lees, daar's 'n ou Nassim Nicholas Taleb, die het die boek geskryf, The Black Swan, en dit gaan juis oor die teorie van, dat daar kan goed gebeur wat totaal onmoontlik is, wat jy nie eens in jou gedagtes gehad het nie. Hoe gaan jy dit in jou besigheid adresseer as so iets gebeur?
Hy het 'n ander boek ook geskryf, Fooled by Randomness. Nou kan julle weer sien, as ons praat van randomness, dan begin ons weer hier na die risikokant toe praat van, dit is, jy weet, dit is wiskundige modelle, dit is statistiek, hoe bepaal jy randomness, jy weet, en dis 'n boek wat hy nou geskryf het, wat as julle, ek weet nie, as daar dalk van julle is wat lief is vir die statistiek en wiskunde, kyk daarna, dis 'n lekker ding om te lees as jy daarvan gaan hou, maar vir die van julle wat meer hou van, luister man, ons moet oor die konsep praat van wat in my besigheid aan die gang is, dan dink ek is Black Swan 'n beter ding. Nou kom ons kyk net na 'n voorbeeld van wat is 'n Black Swan. Ek dink, as 'n ou gaan dink aan wat in 9/11 gebeur het in Amerika, dit sou 'n Black Swan event gewees het. Dis iets wat niemand verwag het nie, dis iets wat niemand eers gesien kom het nie. So dis iets wat regtig, jy weet, 'n ou van die kant af gevat het en niemand het eers geweet dat dit is daar nie. En die vraag is, as so iets sou gebeur met jou besigheid, hoe gaan jy deur dit kom? Hoe gaan jy seker maak, as jy aanhoudend jou besigheid bedryf op 'n manier wat daar nie genoeg reserves is nie, of daar's nie genoeg 'n voorsiening vir kom ons noem dit 'n rainy day nie, hoe gaan jy deur 'n Black Swan dag kom? En ons moet aanvaar, dit is in besigheid, dit is daar, maar die meeste modelle in terme van tipiese risikobestuur maak nie voorsiening vir die Black Swan gedagte nie. Nou, hier's 'n bietjie navorsing, en ek dink, as 'n ou na die grafiek gaan kyk, of na die skyfie gaan kyk, dit is McKinsey navorsing wat hulle gedoen het, en ek gaan so 'n paar minute spandeer om net met julle dit deur te praat, en dat ou dit mooi kan verstaan. En die gedagte gaan wees dat jy jou besigheid, of wat jy beplan vir jou besigheid, op hierdie ding moet kan plot. Met ander woorde, jy moet sê, wel, ek is in hierdie tipe besigheid, so as ek in hierdie besigheid is, dink ek kan, jy weet, kom ons noem dit by stage 2, dis waar ek tipies myself sou plot in terme van risiko. Nou, kom ons kyk net eers na die as hierso, en ek dink ek kan gou 'n prentjie maak hierso, of 'n tekening maak, kom ons kyk net gou of dit werk. Op hierdie as hierso, die ouens gaan sit en gesê, dis die gesofistikeerdheid, in terme van die industrie. Goed, op hierdie as het hulle gaan sê, dis soos hulle die value create, en dis belangrik om die twee asse in ag te neem. Dis sê, maar goed, op die x-as het jy die value creation. Nou, kom ons gaan kyk net gou so 'n bietjie, en dan wil ek dit vir julle verduidelik. As ons na private equity besigheid gaan kyk, of jy gaan kyk na 'n leading hedge fund, verskansingsfonds, dan is daar ouens wat absoluut op logaritmes besigheid doen. Met ander woorde, sodra inligting in die mark bekend raak, gaan hulle gebruik daai inligting, sit dit in 'n rekenaar in, en die trades, die handeldryf in terme van die aandele vind plaas as gevolg van dit. Met ander woorde, ouens wat daar operate, en jy gaan kyk, dis leading hedge funds. Ons sê hierso, risiko is vir hulle competitive advantage. Dit maak vir hulle voordelig om presies te weet, om dit presies te meet en te bepaal ook. Goed, en julle sal sien, die meeste van die tyd is dit die leading hedge funds in terme van die sofistikasie, soos ek gesê, daai ouens, hulle praat van arbitrage transaksies waar jy gaan trade op inligting wat beskikbaar is, en op die risiko tussen lande, op die risiko tussen jou kliënte, dis hoe hulle handel dryf. En om dit te weet is vir hulle voordelig, hulle maak geld daaruit. Dan kry jy ou op die ander hoek, in terme van hierdie slide, ekskuus tog, is transportation en infrastructure. Kom ek verduidelik net vir julle die gedagte daar agter en hoekom daai ouens daar gaan sit. En die stage hier so is initial transparency. Met ander woorde, dis deursigtig, en dis die aanvanklike begin van die risikobestuur. Nou, die rede vir dit is, as jy mooi gaan dink, en kom ons vat 'n voorbeeld, kom ons gebruik Transnet. Transnet bestel 1000 trokke. En hulle doen dit om die risiko te versprei, bestel hulle 400 van dit by General Electric, en die ander 400 by 'n Chinese maatskappy. Nou op die einde van die dag is die vraag, hoe lank vat dit jou om 'n treintrok te bou? Hoe lank gaan dit jou vat om 250 treintrokke te bou? Nou maak nie saak hoe groot jy is, dit gaan jou 'n aantal maande, miskien selfs jare vat, om die goed gebou te kry. Die vraag dan is, in die tyd wat dit jou vat om dit te bou, wat gebeur as daai maatskappy wat dit bou, sou ondergaan? En hoe beheer jy dit? En dis dan die vraag, as jy na die ding gaan begin kyk, om te sê, maar as ek sit, en ek is deel van infrastruktuur, en infrastruktuur, dink aan paaie, of dink aan spoorlyne, dit vat jare om die goed te bou. Nou as daai maatskappy in die tydperk wat hy vat om dit te bou, insolvent sou gaan, wat is die impak op Transnet se order? En die rede hoekom 'n ou moet gaan kyk en jouself hier plot, of jouself merk daarop, is omrede in die besigheid waarin jy staan, of die besigheid waarin jy staan, gaan jy tipies
deel wees van 'n groter industrie. En dit is belangrik om te verstaan hoe daai industrie werk. Met ander woorde, as ons nou gaan dink, man, luister, ek het 'n goeie aanvoeling vir maatskappye en kom ons koop 'n paar maatskappye en ons gaan 'n bietjie handel dryf in daai maatskappye. Ek voel ons moet 'n private equity fund begin. Jy weet, dan gaan een van die vrae van julle moet wees, maar Ewan, hoe verstaan jy weet, hoe gesofistikeerd is jou modelle wat jy nou gaan gebruik om hierdie transaksies te gaan begin doen? En as dit nie goed genoeg gaan wees nie, dan dink ek is daar risiko in wat ek voorstel. Dieselfde gedagte is as jy baie opgewonde is om te sê, maar ek kan nou die trein deure gaan begin voorsien aan General Electric, ek het die kontrak daarvoor gekry, jy weet, daar's 1000 treine wat kom, en daar's 'n trokke wat kom, of die engines lokomotief wat kom, en jy weet, ons gaan 'n geweldige klomp geld maak hierso. Besef net dat jy blootgestel is aan daai risiko wat sit in daai industrie, en dis juis oor dit so lank vat om die produk vervaardig te kry. Dieselfde met 'n pad, dieselfde met infrastruktuur, dieselfde met 'n skepe, hoe lank vat dit om 'n skip te bou? So ou moet jouself gaan afvra, waar in hierdie struktuur sit jy, en wat beteken dit in terme van jou besigheid? Anders dink ek kan 'n ou blootgestel wees aan risiko, 'n spesifiek risiko, wat jy net nooit besef het daar is nie. Is daar dalk enige vrae oor die en ek dink dis die mees komplekste wat ons dalk vanmiddag gaan doen, daar gaan nie nog sulke goed wees. Enige vrae dalk? Goed, kom ons gaan aan. In terme van die risiko metodes of modelle wat 'n ou kan gebruik, is daar tipies 2. En gewoonlik as ons nou so betrokke raak by maatskappye, gaan dit hierso oor die impak teenoor die waarskynlikheid. Dis een model, en dis een wat die meeste gebruik word, en dan gaan julle gou 'n voorbeeld van daai ene wys. So wat 'n ou gaan kry, ons gebruik nou weer hierdie ouetjie, wat jy gaan kry op hierdie as, gaan jy byvoorbeeld die impak sit, jy weet, of die konsekwens van wat gaan plaasvind, en op hierdie as sal jy nou die waarskynlikheid gaan sit. Met ander woorde, hoe ver 'n ou gaan wegbeweeg, hoe meer waarskynlik gaan dit wees, en hierso is hoe minder waarskynlik, en hierso is nou die impak van dit. Met ander woorde, as 'n ou nou gaan dink, kom ons dink wat in Nepal gebeur het met die aardbewings daar. Sê nou maar jy is in 'n land waar daar aardbewings is, en daar's 'n geweldige aardbewing, dan gaan die impak van daai aardbewing geweldig groot wees, want jou besigheid gaan 10 heeltemal uitgewis wees en weg wees. Maar dan is die vraag, nou goed, kom ons vat dit terug na Suid-Afrika toe, wat is die waarskynlikheid dat daar so iets gaan gebeur? Dan sê ons die waarskynlikheid is heelwat laag. Oor ons nie in die verlede sulke goed het nie. Nou, weer eens, wees versigtig vir die Black Swan, want dit mag net dalk wees dat ons sulke goed in die toekoms gaan kry. En ek dink dis belangrik dat ou dit in ag neem. Die modelle werk pragtig en mooi, maar weet dat daar goed soos Act of God is wat plaas kan vind, en dan gaan jou besigheid verdwyn. So as jy dan gaan kyk en sê, aardbewing is miskien daarso, en dan die impak van dit gaan daar wees, so daai ouetjie sit daarso. Dan het ons ook die tweede raamwerk wat ons gebruik, ons noem die Boston Risk Matrix, en dit is 'n lekker ene. Toe die ouens die Terminaal 5 daar in Londen gebou het hulle hierdie raamwerk gebruik, en ek sal 'n bietjie met julle daaroor gesels, en die lekkerte van dit om daaroor te kan praat is, dit laat 'n mens dink oor waar jy sit in terme van jou eie besigheid, en wat se industrie jy sit, en wat besig is om met jou te gebeur. So kom ons gaan gou, ek gaan nou afgaan hier, so dan kyk ons na die tipiese een, of die tradisionele een, die impak teenoor die waarskynlikheid. Nou hier is 'n voorbeeld, soos ek gesê het, is daar's jou consequence, of dis die impak, en dan sit ons hierso, maar wat is die likelihood, of wat is die waarskynlikheid dat so iets sou gaan gebeur? Nou hier's 'n voorbeeld, hierdie ouens is byvoorbeeld boor, en nou sê hulle daar's drilling rig delays, wat gaan gebeur as dit nou impak het, en dan sien ons maar die impak is redelik hoog daarso, maar die likelihood van dit is laag. En dan kom jy hierso en jy sê, maar goed, site incident stops production, dis groen, want die likelihood van dit dis nie so hoog nie, is laag as die drilling delays, en die impak daarvan is laag. So tipies, as jy nou vir jou besigheid gaan sê, maar ek wil nou 'n risikomodel gaan opstel, dan gaan jy die ding so volgens die ding opstel, en dan gaan jy nou al jou risiko's so kan lys en sê, maar hierdie een increased modularization is die een wat die minste impak op my besigheid gaan hê. Minste impak en die minste waarskynlik dat dit gaan plaasvind. As jy nou hier gaan kyk, en dis seker maar waar in enige land soos Suid-Afrika, is die availability of skilled construction contractor. Jy weet, en ek dink baie keer waar 'n ou van gehuurde arbeid gebruik maak, moet 'n ou dit in ag neem, en ek dink daar's 'n goeie voorbeeld om te sê, maar as jy na daai gedeelte gaan kyk, is dit een van die dinge waar jy sê, maar as ek dit nie kan kry nie, gaan my besigheid nie loop nie, as my besigheid nie geloop nie, gaan ek dit teen en toemaak, en dit gaan my kontantvloei impak hê op. Is daar enige vrae oor hierdie
tipe model. Dis iets wat 'n ou lekker self kan sit en doen ook vir jou eie besigheid as jy in die aand sou niks hê om te doen nie. Want dan gaan sit en sê, maar goed, wat's die risiko? Wat's die impak van dit? En wat's die waarskynlikheid van so iets? En dan te kan sit en sê, maar as ek na my risiko gaan kyk in my besigheid, dis wat ek dink die risikofaktore is. Nou, watse strukture, watse planne het jy dan in plek om dit aan te spreek? Ek dink dit word 'n belangrike vraag dan. Ek wil net graag weet, is daar enige, wat sê, Afrikaanse woorde, templates, wat 'n mens van daai impact likelihood en daai goed kan kry, waar kan jy dit aflaai van die internet af? Ja, jy behoort dit op die internet te kry, anders sal ek seker maak, ek kan so voorbeeld vir julle los. Dis maar tipies gebruik ons dit maar in Excel. Daar's meer gesofistikeerde sagte ware wat nou baie fancy maak en jy het vat 2-3 ure sit dit in en dan gebruik jy dit so, maar ek dink dis iets wat ek vir julle 'n voorbeeld kan los hier so saam met die aanbieding. Nou hierdie model is in gesofistikeerdheid sekere, jy weet, strate voor die een wat ek nou net gewys het, maar hierdie is vir my 'n lekker een om oor te praat, want ek dink dit som op wat met ons in Suid-Afrika gebeur, en dit som op met wat plaasvind in jou eie besigheid. Nou, as ons gaan kyk, sien ek die ouetjie wil nou nie deurdraf hierso nie, ons het nou hier 'n probleem. Kom ek teken dit gou-gou. As ons hierso gaan kyk op hierdie as, praat ons van jou behavior of jou genetic code. Nou wat ek daarby bedoel is, as ons nou gaan kyk na almal wat hier by hierdie sessie betrokke is, dan is ons maar almal seker van Suid-Afrika. Ons praat almal Afrikaans. Die meeste van ons het bruin oë en die meeste van ons gaan na dieselfde kerk toe. So in terme van hoe ons geneties en die genetic code van die besigheid, ek praat nie van ons DNA intern nie, die genetiese eienskappe van ons besigheid, sit ons almal seker omtrent redelik daarso. In terme van hierdie ding, hoe ons behave, hoe ons optree, jy weet, ons is almal Afrikaanse kultuur, dis waar ons vandaan kom, dis die taal wat ek praat, dis wat ek doen, sit dit hierso op. Wanneer 'n ou gaan kyk en gesê, goed, maar as ons nou ons reënboognasie gaan vat, en jy vat die verskillende mense, die verskillende denominasies, waar hulle vandaan kom, waar hulle groot geword het, waar hulle vlakke van hoe hulle geleer het, sit ons seker daarso. En dit is belangrik om net na hierdie te gaan kyk en te sê, goed, op hierdie vlak, en ek praat van behavior en jou genetic code, dis waar ons sit. Dis eintlik hoe homogeen, hoe dieselfde is die populasie, die samelewing met wie jy werk. Dan gaan ons sê op hierdie vlak, op hierdie as, het ons tipies jou stelsels of jou prosesse. Dan kom ek verduidelik vir julle 'n proses of 'n stelsel. Wat ons hiervan praat is, as jy nou hierso gaan sit, kom ons sê ons ry nou vanmiddag en ons is klaar by met die sessie, en die stopstraat hier buite, die robot werk nie as gevolg van beerdkrag. Dan gaan dit 'n impak op ons hê. Maar dit is redelik eenvoudig storie vir die verkeer hier by ons, want die robot moet net reggestel word, dan werk hy weer. So ons sê, dis tipies waar ons daar gaan staan. Maar as ons nou 'n geïntegreerde stelsel het, byvoorbeeld as ons gaan praat van SAP, of ons praat van ons banke se stelsels, en hoe die verskillende stelsels en substelsels op mekaar van toepassing is, dan lê jy hier op hierdie ouetjie. Nou kom dit en sê, goed, as ek nou in 'n besigheidsomgewing is, en ek het 'n eenvoudige probleem. Die stelsel is eenvoudig, ek kan 'n antwoord kry, en die mense saam met wie in daai omgewing, die mense saam wie ek werk in daai omgewing, is almal van dieselfde, dis dieselfde mense, dis 'n homogene groep. Dan kry ons dat ons, in terme van die probleem, die oplossing, ons noem dit time. Dis 'n eenvoudige oplossing wat jy kry, daar is 'n beste antwoord vir dit, dis 'n time probleem. Kom ons vat dieselfde voorbeeld nou, en ons sê maar die groep mense met wie ek werk, is totaal verskillend. Die mense met wie ek omgaan, man, ons het Indiërs hierso, en ons het swartes uit Malawi uit, en ons het ouens uit Kenia uit, en ons het die manne uit Soweto uit, en ons Mosambiekers tussenin. Nou moet ek 'n probleem gaan aanspreek, en sê as ek na die risiko gaan kyk van dit, en ek lê daarso, noem ons hierdie probleem wicked. Nou ek dink die ou moet dit net te gaan vertaal en sê dis dalk boos nie. Die gedagte daar agter is om te besef, as ek met die mense gaan praat, gaan ek eers hulle vertroue moet wen om die probleem te laat weggaan. Dis die verskil. As ek met 'n groep homogene mense gaan werk, dan is dit maklik, want ons praat dieselfde taal. Jy ken my pa, jy weet waar ek vandaan kom, jy weet hoe ek opgevoed is, jy weet ons het dieselfde waardes. Dis hierdie groep. Dit maak dit maklik. Maar as ek na hierdie groep gaan begin kyk en sê, maar wag net so 'n bietjie, ek verstaan nie nou waar jy vandaan kom, ek verstaan nie regtig wat jy vir my sê nie, ek verstaan nie wie jy is nie, dan raak dit dat my probleem 'n wicked probleem gaan word, want dit gaan oor my stelsel
in terme van hoe glo ek die mense, kan ek jou glo, kan ek saam met jou werk, is dit 'n probleem vir my. Dan kyk ons na die area, hierdie area hierso. Nou kyk weer, dis 'n homogene groep. Ons is dieselfde mense wat hierdie opleiding kry vanmiddag, maar die stelsel wat hierso van toepassing is 'n geweldige komplekse stelsel. Jy moet regtig 'n ingenieur kry om hierdie ding vir jou te kom uitsorteer. En as dit stelsel dependent is, met ander woorde, ek het nie in terme van my groep mense, dieselfde groep mense nie, maar dis 'n stelselprobleem, dan noem ons dit net messy. Dis 'n morsige storie. Ek moet die ding nou gaan uitsorteer, in een stelsel vertrou op die ander stelsel, en as hy nie werk nie, dan werk die hele spulletjie nie, dan is dit 'n gemors. So dan word dit nou morsig, dis 'n morsige stelsel. En dis in besigheid ook belangrik om dit te verstaan, dat waar jy goed in mekaar sit, kom ons praat van jou eenvoudige voorbeeld gaan wees, as jy jou rekenkundige stelsel gaan gebruik. Nou faktureer jy 'n kliënt, maar daai fakturering is eintlik gebaseer op die bestelling wat geplaas is. En as daar fout in die bestelling kom, gaan daar fout wees in die faktuur, gaan daar fout wees in jou debiteure, gaan daar fout wees, so gaan die een fout aan die volgende fout aan die volgende fout. So jou probleemarea hierso, kom ons noem dit 'n messy gedeelte. Nou, as jy in hierdie ene kom, dan praat ons van jy het 'n wicked mess. Jy dis 'n bose gemors wat jy hierso het. En die antwoord, in die belangrike gedeelte hierso is, die antwoord wat 'n ou hier kry, is nie 'n antwoord van, dis die beste antwoord nie. Die antwoord wat jy in daai area kry is, dis goed genoeg. En dis belangrik om dit te weet, want geen ingenieur, geen sielkundige, wat saam met jou gaan werk op hierdie goed nie, gaan vir jou kan sê, luister, man, dis die beste antwoord nie. Wat antwoord wat jy hierso kry, is 'n goed genoeg antwoord. En kom ons praat gou net oor tipies wat gebeur het toe hulle die Terminaal 5 gebou het. Nou het jy gekry dat daar klomp greenies, die groen ouens man, wat altyd vir die omgewing omgee, hulle is in die groep. Jy weet, dis ouens wat teen die ontwikkeling is, urban development, hulle is in die groep. Jy het ouens gekry wat moet kyk na die finansiering, dis al die stakeholders sit hierso, en dis 'n verskillende groep, nou sit hulle daar. Nou gaan een van daai ouens en hy word verplaas en hy gaan Australië toe. Nou is hy geskuiwe. Wat met hierdie groep gebeur dan, in terme van hoe hulle saamwerk, beweeg hulle eintlik agteruit. Want hulle moet eers weer kom en sê, maar ons moet eers weer vertroue bou, ons moet eers weer agterkom dat, waar ons met mekaar saamwerk, verstaan ons mekaar. Ons verstaan wat jy sê as jou ja is en jou nee, maar party ouens sê ja, en dan is nie seker, het hy bedoel, is regtig so, of jy weet, hoe gaan ons met mekaar oor die weg kom nie, en dis belangrik dat waar jy in 'n situasie is, veral in Suid-Afrika, kom ons praat van waar jy op tender sou werk, of nou konstruksiekontrakte, of wat dit ook al sou wees, is dat hierdie area, word geweldig belangrik om te sê, maar verstaan jy jou mense, is ons besig om saam te werk om 'n antwoord te kry wat goed genoeg is. Antwoorde op hierdie ene is jy die beste antwoord, die regte antwoord. Antwoorde hierso is goed wat net, dis goed genoeg en kom ons beweeg aan. Tipies, en ek dink in Suid-Afrikaanse konteks sou ek e-tol hierso sou klassifiseer en daarin sit. Om te sê wat die antwoord wat hy op die einde gaan kry, dit gaan goed genoeg wees. Jy gaan nie 'n antwoord kan kry wat die beste is nie, want daar's te veel verskillende stakeholders daarso, en die interafhanklikheid van die verskillende stelsels maak dat dit geweldig moeilik raak om te sê, maar dis presies die regte antwoord. So ou kom met 'n situasie waar jy sê, maar dis goed genoeg. Is daar dalk enige vrae oor hierdie risk matrix? In terme van praktiese voorbeeld, kan ek julle vra in julle groepe om net miskien 'n minuut te vat, of 2 minute, ek sal nou kyk hier so, dis 11 minute oor, as ons weer 13 minute oor, net vinnig gaan praat in die groep, as ek vir julle vra, wat is die grootste risiko vir Vodacom? Wat gaan julle sê is dit? En as ons miskien net so 'n paar minute in die groepe vat, en dan net kyk en daaroor gepraat, en dan miskien terugvoer kan gee, ek gaan so 2-3 minute vir dit gee. Vir Vodacom, wat sou julle sê is die grootste risiko van Vodacom? Daar sê ons is terug. So is daar dalk iemand wat wil eers gaan hierso om te sê, wat dink julle is die grootste risiko by Vodacom? Ek dink een van hulle risiko's is hulle nie aanhou bly om innoverend te wees en te bly by die, hoe sê, trends wat aangaan in tegnologie nie. Want as 'n ander kompeterende ou 'n nuwe produk uitbring, en hulle is nie op trek met dit nie, dan gaan hulle dalk 'n segment verloor in die mark. Ek hou daarvan, dis interessant een, dis een wat hulle gelys het. Enigiemand anderster van die ander groepe? Ons het nou gehoor innovering, daar's iemand? Wel wil sê as daar 'n swart swaan in een van hulle torings vasvlieg. Ek dink as ou gaan kyk na die jy weet die impak van dit, daai toring sal afwees, maar ek weet nie of die hele besigheid gaan skade doen nie. Goed. Somerset Wes sê as al die torings
in 12 ure opgeblaas word. Sabotasie. Ek hou van daai ene. Ek dink dit wys vir my daar's risiko daar om te sê maar so iets kan gebeur en ek kan regtig nie aangaan met my besigheid nie. Enige ander van die Die moet sê die moontlikheid van krag met die Eskom situasie as die stelsel in die duie stort, dan miskien ook miskien dalk 'n kompetisiekommissie of 'n prysgeveg of toekomstige datanetwerke dalk ook. Ek hou van daai as jy so 'n bietjie meer gaan oor die kompetisiekommissie, wat sê jy presies dink daar wat die risiko is? Die konstante geveg en die prysvasstellings en sulke tipe van interaksies tussen hulle en die MTN's en die Celsius. Jy is op die regte spoor daarso. Ek wil hom so 'n bietjie verder vat. Dis hoekom ek hou van die gedagte daar. Dis op die regte spoor. En dis interessant die dinkwerk rondom die tafel hier soos om te sê maar as ek fisies 'n probleem gaan kry. Hierdie probleem gaan hulle op 'n fisiese manier geweldig raak, maar ek dink nie dis iets wat 'n ou regtig sommer sal sien nie. Ekskuus, daar's een, ek weet nie. Ja, daar's nog iemand gewees? Ek dink is 'n paar goedertjies wat saam een groot probleem maak. Vodacom is mos nou besig, soos jy nou gesê het, om een van Telkom se grootste kompetisies te word, want hulle lê nou fiber optics oral heen, wat hulle fokuspunt wegvat van selfoon af. Hulle is 'n selfoonnetwerk. So hulle verloor bietjie fokus en dit maak hulle ook verskriklik duur. Hulle is een van die duurste mobile netwerks wat daar is. En even selfs die fiber optics wat hulle nou lê is maklik vir dieselfde datapakket wat jy by Telkom kry met Telkom se line rental in, betaal jy omtrent maklik 2, 3, 400 rand duurder by Vodacom as wat jy nou. Hulle beloof verskillike vinnige LTE en al daai tipe goeders, maar gaan jy dit kan bekostig is die ander vraag. Dis interessant want jy neem die markkragte in ag daar en ek hou daarvan, maar ek het hierso ietsie anders in gedagte. Die grootste risiko wat hulle het. En julle is op die regte spoor, dis deel van dit. En ek dink as jy na die finansiële state gaan kyk, hulle spreek dit aan ook, verskillende van die goed om te sê, maar ek moet innoveer. Ek moet, jy weet, as ek aanhou gaan stoei hierso, gaan dit my bestuursaandag aflei, en dit gaan nie goed wees vir die besigheid nie, maar ek dink daar's nog steeds 'n geleentheid om te kan aangaan, om te kan voortgaan. Miskien as daar nou 'n ontploffing is, en ek blaas al die torings op, so sabotasie of terrorisme, jy weet, dit gaan dalk iets wees, maar ek dink selfs dit, jy weet, gaan ouens half kan vat en sê, maar daar's ander torings daar, jy weet, of ek kan oorskakel op 'n ander netwerk, jy weet, ons kan MTN se torings gaan gebruik, waar ons nie dieselfde torings deel nie. Jy weet, so ek dink selfs dit is, jy weet, ou kan daarmee saamgaan. Enige iemand anders wat wil probeer hierso? Ek dink dat hierdie hele kompetisie met gratis SMS'e, ligtyd, data, weet die ouens druk, die kompetisie is groot, so hulle druk mekaar geweldig, jy weet, in terme van pakkette, wat hulle aanbied, wat 'n klomp gratis goed insluit en so aan, en dit kan op 'n van die dag groot risiko wees. Ek stem. Dit as jy gaan kyk byvoorbeeld, en dis tipies waar ons van praat, maar jou ekostelsel, die omgewing waar binne jy bedrywig is, begin verander, en daar's kompetisie wat dit verniet aanbied, wat ewe skielik jou verkope, jou bottom line gaan, verkope is op die top line, jou revenues, maar jou winste gaan impakteer. Ek stem saam daarmee. Ek stem saam dat jy weet, dit kan 'n impak hê. Dis gewoonlik sien ons dit as bietjie langer. As 'n ou gaan dink aan die Kodaks van die wêreld en jy weet industrie wat bestaan het wat film gemaak het. Daar was 'n maatskappy Deluxe in Amerika wat film gedruk het wat in teaters vertoon is. Jy weet, daai ouens bestaan nie eenvoudig net nie meer. Hulle is weg, hulle het verdwyn. Maar daar was 'n periode, dis omtrent 8 jaar gewees, en ek dink dit is 2004 was ek betrokke by 'n transaksie wat hulle gevat het om die besigheid, kom ons noem dit te unwind, om te sê goed, met tyd gaan ons op die einde van die dag glad geen meer film fisies druk nie. Maar dit het 'n rukkie gevat en die ouens kom beplan daarvoor. So ek dink waar markkragte so speel, is daar 'n gevaar, maar ek kan dit daar sien kom en ek kan begin beplan daarvoor. Enigiemand anderster? Nog een uit die moedtyd. Ek dink nou skielik aan markstagnasie of versadigingspuntbereiking of en as daai punt bereik is tussen al die selfoonoperateurs, waarheen groei jy? Wat is jou volgende uitdaging?
Dit is 'n baie goeie punt daai en ek dink dit as jy nou vir my sou vra in terme van risiko van groei, sou ek daai punt ingesit het, maar dan jy weet dan hardloop die ouens die res in Afrika in na lande jy weet noord van ons waar hulle hoop om baie geld te maak. Ek dink het ons almal se punte hier gekry. Ek wil nou nie iemand uitklos hier so wat dalk die antwoord hier gekry. Ja, daar's nog iemand daar agter. Jy moet nou nie gekroek het en dit gegoogel het nie, né? Nee, gelukkig nie. Netwerkkapasiteit. Of hulle die number of users kan hanteer op hulle torings. Okay, dis interessant een en ek dink dis daar kontrasterend met die een om te sê maar as jy versadigingspunt gaan bereik aan die een kant teenoor, jy weet nee, ons pyp is so dik en dis hoeveel ons daar kan deurdruk, dalk moet ons die pype bietjie groter maak. Ek kan nog iets sê net, 'n vermoede is dat hulle in 'n geweldige kompetisie is met baie van hierdie apps wat gedownload word. Die internet speel 'n geweldige rol deesdae. So kommunikasie vind al meer en meer plaas via internet en met apps en goed, jy weet WhatsApp en allerlei ander snaakse apps, so die selfoonbedryf self dink ek word bedreig daardeur. Dis 'n geweldige goeie punt hierdie. Dis nie die antwoord nie, maar ek hou baie van die punt en gaan vir jou sê hoekom. Telkom het op die 7de Mei of die 8de Mei het hulle 'n projek aangekondig wat hulle noem Future Makers. En ek weet nie of enige van u betrokke is daarbey nie, maar dit is belangrik om 'n bietjie 'n oog daarop te hou. Wat Telkom gesê het is in die volgende 3 jaar gaan daar glad geen meer inkomste gegenereer word deur 'n oproep te maak en te praat oor die lyne nie. Dit gaan nie plaasvind nie. Wat Telkom met ander woorde besig is om te doen, hulle het R100 miljoen op sy gesit vir dit, is om maatskappye te identifiseer, en dit is die punt wat hy nou gemaak het, om maatskappye te identifiseer wat die content gaan genereer om die data te moet gebruik. Met ander woorde, Telkom het besef om 'n oproep te maak oor die foon. Dit gaan vir ons geen meer inkomste bring nie. So ons moet gaan kyk en sê, goed, maar watse tipe maatskappye is daar buite wat transaksies doen of wat besigheid doen waar ons bereid is en hulle het 100, soos ek sê, 100 miljoen rand op sy gesit om in te koop in daai maatskappye. Of dit is om aandele te koop en of om lenings te gee, jy weet, ongeag, hulle wil betrokke wees in 'n nuwe omgewing waar hulle ekostelsel gaan verander. Nou ek gaan 'n voorbeeld noem van so iets wat ek dink wat kan gebeur en as ou mooi daaroor gaan dink, dan kan ou sien dat dit op Afrikaans ook gaan toepassing gaan wees. Dink so daaroor, as ek my selfoon gebruik, hoeveel van die toepassing, daai apps waarvan jy praat, hoeveel van die goed is in Afrikaans? Hoeveel van die goed is in Xhosa? Hoeveel van die goed is in Zulu? En dis 'n mark wat ons sit hier so, maar het ons die ouens wat dit gaan skryf, wat die content kan doen in Zulu, die content kan doen in enige van die ander 11 tale. As 'n ou gaan kyk na wat in Europa gebeur, daar's lande wat onafhanklike land is wat minder mense het as wat ons Xhosa sprekers het in ons land. So as enige iemand content van op Xhosa kan begin genereer en op selfoon en op apps gaan sit, kan ek nou vir julle sê Telkom gaan belangstel in daai besigheid. So dis absoluut om die ouens te sê maar wie genereer content. As ons praat van media, jy weet ons is hierso op die web hierso, ons is besig om met mekaar te gesels hierso en dit is goed wat gestream word. En dis absoluut die ouens in die toekoms om te gaan sê maar ek het die content. Ek het iemand wat praat oor risiko, kom ons stream dit vir die ouens uit in Suid-Afrika. En dit gebruik data, en dis waarvoor die maatskappye nou, dis wat hulle najaag. Ek dink die antwoord hier soos die grootste risiko. As ICASA môre vir Vodacom sê, jou lisensies gekanselleer, wat doen hy? Hy maak deure toe. En ek dink dis 'n geweldige belangrike punt om te verstaan. Môre is daar 'n praatjie wat gaan oor die belasting. In die omgewing waar ons besigheid doen, is daar verwagting dat jy aan die regulasie moet voldoen. Nou as 'n samelewing maak ons dit moontlik vir Vodacom om besigheid te kan doen. Ons maak dit vir MTN moontlik om besigheid te kan doen, maar as daai lisensie wegval of weggevat word, omdat hulle nie bly binne die raamwerk wat hulle moes doen nie, of omdat hulle iemand ongemaklik gemaak het daar, gaan daai ouens glad nie kan voortgaan, hulle besigheid stop onmiddellik. En ek dink dis belangrik, dis nie vir my so 'n belangrike punt in terme van klein besighede nie. Dit is geweldig, dit bly belangrik, maar in Vodacom se geval, en julle kan maar gaan kyk na hulle finansiële state, dan vertel hulle vir jou hoe hulle aan die regulatoriese vereistes voldoen van ICASA. Interessant net genoeg dat hulle ICASA gereeld hof toe vat en hulle, jy weet, in hofgedinge met mekaar betrokke raak. Ek weet nie of ek so, jy weet, vooraf sou wees om die ou wat my reguleer hof toe te vat oor goed nie, maar ek dink in 'n vrye markstelsel is dit iets wat gebeur, maar dit bly geweldig belangrik. As ICASA daai lisensie kanselleer, maak hy ouens deure toe. Daar's niks wat hulle daaraan kan doen nie.
En ek dink dis belangrik om te sê, dis vir my die grootste risiko. Jy kan gaan kyk 2004 se staat, 2014 se staat het dit in detail bespreek van hoe hulle aan die regulatoriese vereistes voldoen. Nou kom ons vat dit terug na kleiner besighede, dan praat ons oor jou belasting. Hoe voldoen jy aan daai wet? Jy weet, baie ouens begin 'n besigheid en dan kom hulle 'n jaar of 2 jaar later agter, maar oeps, ek moes ietsie op sy gesit het vir belasting, ek het vergeet daarvan. Ou moet seker maak dat jy binne die wetgewing bly, want die magte is daar om jou toe te maak, en dis vir my belangrik dis 'n belangrike punt. Dan het ek 'n volgende voorbeeld, en ek gaan vir julle die agtergrond gee van die besigheid, en ek sal graag wil hê, ons kan in 'n gesprek ingaan oor die feite daarvan, en dit het werklik gebeur hierdie ene. So rukkie gelede het ek betrokke geraak by 'n dame wat besighede het, wat sy uit Japan uit produkte invoer, en sy doen dit al die afgelope 20 jaar, en die produkte wat sy invoer is 'n masjinerie wat gebruik word om, as jy palet het en jy pak nou sementsakkies op dit, om die hele storie te wrap in plastiek. Nou, sy is die agent vir dit in Suid-Afrika, en sy doen die afgelope 20 jaar dit, en sy doen fantasties goed daarmee. Daar's 'n paar ander produkte wat sy ook so inbring, masjinerie wat sy, kom ons argumentshalwe sê net, of vir die voorbeeld hiervan, sê ons die toerusting kos, jy weet, R300,000, en sy kan dit nou inbring en verkoop sy dit vir R500,000, en sy maak na R200,000, en sy kan aan mense betaal, en sy betaal haar belasting so goed, en alles is onder beheer. Toe besluit sy wil kyk na om verkuisters, forklifts, in die land in te bring. Ook van 'n Japaneese maatskappy af, ook 'n agentskap, dis kapitale toerusting, dis net soos die ander toerusting wat sy inbring, en sy het dit toe gedoen, en toe 2 jaar later, kyk sy na haar besigheid en sê, ek het 'n geweldige groot probleem hier, hier's iets wat ek nie verstaan het in die besigheid nie. En ek sal graag met julle hieroor wil praat, om te sê, maar, kom ons explore dit bietjie, om te sê, maar wat is dit wat sy moes aan gedink het, wat haar besigheid geïmpakteer het, wat sy nie verstaan het op daai stadium nie, want as sy mooi gaan kyk, gaan jy sê, maar dis ook 'n brand wat sy inbring, dis ook kapitale goedere, dis van dieselfde land af, jy weet, dis iets, sy verstaan invoer en uitvoer, sy verstaan die forex, sy verstaan die land, sy verstaan dit alles, maar spesifiek in hierdie besigheid, het sy iets totaal en al gemis, en dit het 'n geweldige impak op haar besigheid gehad. Is dit dalk iemand wat met my wil gesels oor hierdie een, om te sê, maar wat dit is, of wat dink julle wat dit kan wees? Ek reken dit kan moontlik meganisering wees in industrieë wat outomatiseer, en wat dinge net op 'n ander manier doen, en hulle goedere op ander maniere stoor en vervoer, en so meer. Dis 'n interessante een, daar was 'n impak op dit gewees, maar die impak was nie van so aard gewees dat dit haar besigheid geraak het nie. In terme van die outomatisering, dis 'n goeie punt wat jy maak daarso. Ek dink sy het 'n sekere marksegment gesien waarvoor sy gegaan het met die verkuisers, en toe agtergekom, maar daar's 'n ander mark wat baie meer lonend is om in daai mark toe te tree. So dit was nie die geval gewees in hierdie spesifieke besigheid nie. Ek weet nie, dalk die feit dat hier dalk nie mense in Suid-Afrika was wat kon service of wat parte gehad het vir die goed nie, as dit nou sou breek of iets. Okay, dis weer 'n interessante ene. Sy het die agentskap gehad het vir van die ander toerusting, het sy besef sy moet die onderdele ook kry, en die spesifieke maatskappy het vir haar die onderdele ook verskaf. Inteendeel, hulle was bereid om van die forklifts sommer te gee, dat sy dit op haar balansstaat kon hou. Jy weet, so daar was nie 'n issue gewees met dit saam nie. Het kan moontlik wees dat die mark al so oorversadig is met kompetisie wat reeds in die mark is. Dis 'n pykpunt daai, en dit het gebeur met haar. Dis nie die antwoord, maar dit het gebeur met haar in 2008 dink ek. Die ouens het vir my gesê daar's 10,000 units forklifts wat verkoop word tipies in Suid-Afrika, en die mark het toe in 2008 toe die kontraksie plaasgevind het, geval na 7,000 toe. Maar dis nog steeds 'n geweldige klomp verkuisters wat verkoop moet in die mark. So dit was nie dit gewees. Inteendeel, die produk wat sy lewer, die brand wat sy gehad het, was top kwaliteit gewees. So daar was nog steeds 'n vraag gewees na dit in die Suid-Afrikaanse omgewing. Die belasting op voertuie. Het dit dalk 'n impak op haar besigheid gehad? Ek hou van die dinkwerk hierso om te sê, maar wag net so 'n bietjie. In die een voorbeeld, of in hierdie voorbeeld, is 'n toerusting wat ek inbring. Goed, ek skuif van toerusting af na en hulle noem dit nogal 'n truck. Na 'n truck toe wat ietsie anderster is.
Jy weet, dit lyk soos kapitale toerusting, maar dis 'n ander tipe ding wat ek hier inbring. Die antwoord is nee, dit het nie 'n impak gehad nie, maar die dinkwerk hierso is, en dis is op die regte lyn, is op die regte spoor om te sê, maar wat het ek gehad hierso en waarna toe beweeg ek nou? Hoe werk daai mark wat ek in is om die forklifts te kan verkoop? Hoe werk dit? En ek dink ek het nou bietjie meer weggegee hierso, ja? Ek ken nie die wette nie, maar as dit iets met transport waar daar geen belasting of geen wet op transport is of iets soos dit nie, of iets soos in daai rigting. Nee. Dis die feit van die saak is hierso, ek kon toerusting koop en ek kon dit weer verkoop en ek het geld gemaak daarmee my tipiese agentskap besigheid. Hier met hierdie forklift besigheid sit ek nou en ek sê maar, jy weet, ek het nodig om iets te doen om die mark aan die gang te hou en ek het dit nie besef nie. Wat is dit? Daar's iets wat sy glad nie besef het in hierdie tipe mark nie. As 'n ou in die tweedehandse motorbesigheid is, dink ek sal dit ook resoneer met die. Daar's iemand, ja. Twee idees. Die eerste een is tot watter mate is die mark gesaturate? Met ander woorde, is dit 'n mark wat nog steeds bestaan? Die ander een is net 'n sakemodel. Hoekom moet ek dit goed verkoop? Hoekom kan ek dit nie sommer net aan mense verhuur of lease nie? Wonderlik. Dit is presies wat sy nie verstaan het nie. Nou, die punt was, die sakemodel wat sy gebruik het was, ek koop aan en ek verkoop. In die huisvirkbedryf, in die forklift besigheid, moet jy 'n pool van forklifts hê. En sy het omtrent 15 miljoen rand se virkhuisers nodig gehad om te kan operate hierso. Nou kom die volgende punt en is heeltemal reg daarso en dis die hele issue gewees. Jy moet met 'n bank kan saamwerk waar die bank daai forklifts vir jou kan finansier en jy dit kan uitverhuur in die mark. Die tweede aspek waar jy geweldige klomp geld mee maak en wat lekker werk is jy daai tweedehandse forklifts kan terugkoop, jy refurbish hom en jy verkoop hom weer aan iemand anderster. So jy het eintlik 'n dubbele sakemodel hier. So die een gedeelte is om te sê maar ek besit my eie vloot forklifts en ek is in die mark en ek huur dit uit. Die ander is om te kan sê maar wag net so 'n bietjie, ek het forklifts wat ek kan trade in hierso. So dis 'n pyk opmerking daai. Dis presies wat met haar gebeur het. Sy het nie besef dat die mark waarin sy beweeg, die sakemodel gaan glad nie vir haar sin maak nie. En dat sy 'n vernoot of iemand moes gehad het of 'n finansieringsinstansie wat bereid sou wees om ten minste 15 miljoen addisionele geld in die besigheid te sit. So ek dink hierdie een demonstreer die punt vir my waar ou gaan sit en sê maar wat het nou hier gebeur? Jy weet, dit lyk vir my of dit presies dieselfde besighede is. Dis iets wat ek kan doen. Ek verstaan dit. En nou kom ons terug na die definisie toe vir my van wat is uncertainty? Uncertainty is hierso is die tannetjie het nie verstaan dat sy nog nie in hierdie model besigheid gedoen het nie. As hy voorheen in hierdie model besigheid gedoen het, sou sy geweet het, maar ek het die banke so, dis wanneer ek die goed inbring, dis wanneer ek die finansiering moet uitneem, dis wat dit my gaan kos, dis die impak op my finansiële state, dis hoe my balansstaat gaan lyk. Sy het dit nie besef nie. So 2 jaar in, sit sy nou en sy sê maar, okay, ek het nou 7 forklifts hier op my balansstaat, die ouens probeer my help, maar ek het nie besef, ek het 15 miljoen rand nodig om dit te doen nie. En ek dink dis 'n geweldige belangrike ding om te besef, veral waar jy 'n franchise sou ingaan of jy sou as agent optree van watter maatskappy is ook al, verstaan jy regtig daai besigheid? Het jy regtig met iemand gesit en praat en sê kom ons gesels net daaroor. Jy weet, kom ons sit terug en dan begin ons dink hieroor en sê maar hoe gaan jy jou geld maak? Jy weet, en ek dink en dalk moet jy vir my verduidelik hoe jy by daai punt uitgekom het of vir die ander mense op die uitsending, hoe het jy by daai punt uitgekom te sê, maar ek het in die sakemodel gekyk, want dit is vir my belangrik dat ons agterkom, hoe moet 'n ou daaroor gaan dink, en dat dit kan toepas in jou eie besigheid. Daai is vir my die belangrike aspek. Sal jy dalk met ons wil deel? Ek het 'n bietjie gekroek hierso, want my besigheid is om sakemodelle te ontwerp, so een van die standaard tegnieke wat ons gebruik is, hoe skakel jy om van eenmalige verkope na herhalende inkomste uit, byvoorbeeld verhuur uit. Die ander leidraad was die feit dat sy 2 jaar gevat het voordat sy agtergekom het sy het 'n probleem, en dit is tipies iets wat gebeur met 'n verkoopsmark. Jy verkoop goeders en jy kom eers na 2 jaar agter dat jy 'n sekere reserve nodig het om daardie mark te kan aanhou diens. Korrek. Ag, dis wonderlik. Ek is bly as jy mense gebruik wat jy kan in die regte lewe om te cheat en uit te vind. En ek praat die cheat hierso nie om misdryf te pleeg nie, maar om soveel as moontlik kennis, soveel as moontlik verstaan van die besigheidsmodel, van wat jy mee besigheid, wat jy gaan doen,
te kan kry, want dit gaan jou op die einde van die dag net baat. As sy dit geweet het, kan ek nou al vir u sê, en dis interessant, waar sy in haar eie lewe is, die dame is al in haar 50s, om die model nou te gaan regtrek, gaan haar uit haar siklus uitvat van waar sy regtig sou wou wees as sy naby aan 60 kom om te sê, maar ek het gedink op 60 gaan ek uitcash, ek gaan dit aan iemand anders verkoop, ek's klaar hierso, en ongelukkig het hierdie transaksie veroorsaak dat sy ingelok is in iets wat sy eintlik nou moet goed maak. So sy gaan iemand moet kry wat sy met die transaksie kan doen of die finansiering voor kan kry om dit verder te vat. En dis baie ongelukkig vir iemand wat oor 20 jaar fantastiese besigheid opgebou het, fantastiese besigheid persoon is en dit verstaan, maar net op die sakemodel gedeelte dit toe ongelukkig misgetas het. En dit gebeur in die regte lewe. Ek dink sy gaan deur dit kom, want daar's daai entrepreneurial, jy weet, daai single-minded ding van, maar dit gaan sukses wees, ek gaan deur dit kom, ek dink sy sal deur dit kom, maar dit het haar ongelukkig, het haar 2-3 jaar teruggesit. En as sy nie versigtig gaan wees nie, en sy spreek het korrek aan nie, kan dit haar besigheid onderdeur sit. So ek dink dit is 'n geweldige punt daai, om tuis te bring. Dan net so 'n bietjie nader na die huis toe. Ons het in PwC, en ek wil dit met die deel net om te sê, maar as ons na ons eie praktyk kyk, hoe doen ons risikobestuur? Hoekom is dit vir ons belangrik? En ek dink die punt hierso gaan vir my oor waar u in 'n dienstebesigheid sou sake doen. Waar daai besigheid wat u aan dink of waar u bedryf, waar dit 'n diensteorganisasie is en nie noodwendig 'n besigheid is wat goed koop en verkoop nie. Dan is dit geweldig belangrik om die volgende aspekte in ag te neem. Nou in PwC se geval is dit belangrik om te gaan kyk na op 2 vlakke. As ons na ons praktyk gaan kyk, is daar 2 vlakke wat geweldig belangrik is vir ons as ons besigheid doen, en ek praat nou 'n bietjie uit die huis uit, maar dit is belangrik om dit met u te deel. Die eerste aspek is dat ons is geweldig sensitief oor met wie ons besigheid doen. En die rede daarvoor is dat ons nie noodwendig kontant gaan jaag of die inkomste gaan jaag ongeag met wie dit is nie. En die rede daarvoor is dat waar daar iets fout gaan met die verhouding of met die persoon wat betrokke is, gaan dit ons brand, die PwC brand, geweldig seermaak in die mark. So ek wil amper vir julle sê, dit is iets wat ons, die Bybel praat van, jy moet, jy weet, 'n goeie naam is meer werd as goud en silwer. En daar's 'n rede vir dit, en veral as jy in 'n dienstebesigheid is. Dit is geweldig belangrik om seker te maak dat hoe beskerm jy daai naam van jou? Nou, ek weet baie sakebesighede, veral waar jy begin. Jy weet, is dit maklik om vir my hier te kom sit en sê, ja, maar beskerm jou naam, moet beseker besigheid nie doen nie. As hy op die einde van die dag moet eet en jy moet seker maak die geld is daar nie, jaag jy maar besigheid en jy doen besigheid. Maar ek dink dit is belangrik om seker te maak dat 'n ou jou prioriteite reg kry in terme van met wie doen jy besigheid. Nou, ons het binne die firma het ons 'n ding wat ons, ek gaan nie daardeur praat, die volgende punt op hierdie skyfie gaan oor op die kliëntevlak. Soos ek gesê, dit is vir ons belangrik met wie ons besigheid doen. Nou kan 'n ou gaan sê, goed, wat is die risiko area? Hoekom is dit vir jou belangrik? Dan gaan ek vir jou sê, as ek nou as ouditeur vir iemand nou gaan advies gee en vir hom 'n sakemodel voorstel wat ek nou uitgedink het, en ek moet dit nou môre gaan staan en audit, dan is ek mos nou nie onafhanklik nie. Daar's nie 'n manier hoe ek onafhanklik kan wees nie. En dit in die auditbedryf is 'n geweldige groot probleem om seker te maak dat jy onafhanklik is. So ons het prosesse in plek om te kyk na wat ons noem independence checks. Met ander woorde, ek kan nie 'n sakemodel gaan voorstel en dan ook daai sakemodel sommer gaan audit nie. Met ander woorde, ek kan nie 'n speler in die wedstryd wees en dan die referee in die wedstryd gaan wees nie. Dit gaan nie werk nie. En dis hoekom daar regulasie op ons van toepassing is. Maar een van die aspekte wat ons na kyk is die onafhanklikheid. Ek dink die parallel wat loop in besigheid waar jy diensteorganisasie is met wie assosieer jy jouself? Is dit mense wat ek voel wat my waardes aanstaan en met wie ek kan besigheid doen in die toekoms? Of is dit ouens wat ek hierso sien, man, hier's 'n vinnige bak om te maak, kom ons maak dit aan ons hol weg. Ek kan nou vir jy sê, dis beter om 'n langtermynvisie te hê daar om te sê, maar ek maak eerder bietjie minder hierdie maand en ek gaan nie noodwendig met hierdie ouens besigheid doen om seker te maak ek behou daai waardes, daai stelsel, daai naam wat ek het, wat ek uitgedink het, daai baba van my, behou ek as wat ek dit nou weggee hier ten koste van of vir enige winsie gou weggee nie. Die ander proses wat ons net het is, ons noem dit 'n ANC, dis 'n acceptance and continuance. Al wat dit beteken is, voor ek met iemand gaan besigheid doen, met sake gaan doen, sal daar senior mense wees wat eers oorweeg of dit ouens is met wie ek wil besigheid doen.
En dit mag wees dat ouens jou nie in die verlede betaal het nie. Dit mag wees ouens wat, jy weet, op 'n politieke vlak, iemand is wat wie ek nie wil besigheid doen nie. Dit mag wees dat ek ouens het wat besigheid doen wat ek nie noodwendig mee gaan saamstem nie. En as 'n ou daar byvoorbeeld gaan dink as jy gaan dink aan die human trafficking. Jy weet, as daar besighede is wat daar's nie 'n manier nie, inteendeel daar's 'n verpligting op my om dit te gaan disclose, om dit te gaan openbaar maak. So ek dink dis belangrik dat 'n ou gaan kyk en sê maar die besigheid wat ek aanvaar, wat ek gaan vat, wie is dit? Wie is die ouens met wie ek gaan besigheid doen? Pas hulle in by my? Pas hulle in by my waardestelsel? Is daar iets uit die verlede uit wat sê ek moenie met hulle besigheid doen nie? Jy weet, die ouens betaal my nie, of hulle sê vir jou ja, is reg, en sodra die produk of die diens gevat het, jy weet, kry dit net nie weer uit hulle uit nie. So ek dink 'n ou moet keurig wees in hoe jy te werk gaan om 'n goeie brand gebou te kry. Dan is die tweede ding wat belangrik is, ons het nou gepraat op die kliëntevlak, dan dink ek die volgende ding gaan vir my oor die produk. Dis op die produkvlak. Nou, in 'n diensteorganisasie gaan jy vir my sê, nou maar jy weet, jy praat van 'n produk, watse produk praat jy van? Wat is hierdie ding wat jy nou sê? En dit is vir my belangrik om te sê, as ek 'n diens aan iemand gaan lewer, gaan die kwaliteit van daai diens op die hoogste standaard moet wees. En ons sien dit baie in Suid-Afrika, man gaan uit na 'n restaurant toe, gaan uit na 'n wegneem ete plek toe, hoeveel keer word hy geïgnoreer, hoeveel keer voel jy maar, die diens is net nie daar nie, en dis vir ons geweldig belangrik, en ek dink dit sal vir enige diensteorganisasie belangrik wees, of dit nou 'n mediese dokter is, of 'n prokureur is, om seker te maak, dat my mense die heeltyd op die hoogste vlak opgelei is. Dat daai mense vir my presies verstaan, hoe ek wil hê, wat die waardes in my organisasie is, om dit deur te dra. En dan dink ek die tweede laaste of die laaste punt wat ek hier so het, in terme van 'n diensteorganisasie is, dink bietjie aan 'n ding soos, ons het goed wat ons praat van quality review, dit is, jy oorweeg die kwaliteit. Hoeveel keer sal jy 'n produk lewer of met 'n kliënt 'n sessie hê, waar jy vir die kliënt vra, maar hoe het jy die sessie met my ervaar? Hoe het jy die produk wat ek aan jou gelewer het, hoe ervaar jy dit, om daai terugvoer te kan kry? En dit hoef nie die persoon te wees wat die verkope doen, of besig is met die interaksie met die kliënt nie, dit kan een van die aandeelhouers wees, of een van die direkteure in die besigheid wees, om te gaan sê, maar ek het by die kliënte gehoor, jy weet, hoe ons hulle diens is absoluut topklas, of nee, ek het terugvoer gekry by die kliënte, dat hoe ons hulle diens, hier's 'n paar dinge wat ons moet aanspreek, om seker te maak, ons maak dit reg. So dit is eintlik, kom ons noem dit 'n two-way street, om seker te maak dat ek daai brand van my, in terme van risiko, beskerm, deur te weet wat die mense van my dink in die mark. Nou, ek weet nie hoeveel van u het byvoorbeeld, wat ons praat, 'n satisfaction survey, of net om terugvoer te kry van waar ek besigheid doen, by die mense met wie ek die besigheid doen, om te sê, maar, yes, julle diens ons goed, dis die rede hoekom julle ons so goed diens, dis hoekom ons by julle wil bly, of om te sê, maar, luister, hierdie diens het hierdie afgelope jaar, was nou nie so voortreffelik gewees nie, ek dink die dametjie wat jy nou aangestel het, jy weet, sy's baie ambisieus, maar, jy weet, dalk moet sy nog so 'n bietjie leer, of die ouetjie wat die goed afgelewer het, jy weet, hy het dit net hier kom neergooi, en daar was geen interaksie gewees nie, jy weet, ons hou mos maar om met mekaar te praat, en dis belangrik, want dit praat van die waardes van die besigheid, en dit praat vir my na, as 'n ou gaan kyk na jou risiko toe, is om te sê, maar hoe beskerm ek daai brand van my, hoe maak ek seker dat die brand uitgedra word, die manier wat ek van hou, die waardes wat ek op my besigheid gestel het. En dames en here, ek dink dis die einde van die sessie. Ek weet nie, is daar enige vrae, is daar enige iets wat jy met my wil bespreek, spesifiek rondom die risiko en die risikobestuur afdeling? Kan ek net so 'n bietjie terugvoer kry? Was dit dan leersaam geweest? Was dit iets geweest wat jy sou kan gebruik? Ek sien daar's so 'n paar koppe wat op en af skud en nie heen en weer skud nie. Dankie vir dit. Topklas, baie dankie.